Spyt hoef nie te laat te wees nie. Het jy ooit na die Olimpiese toekenningsseremonies al gekyk en agtergekom, die silwer medalje wenner lyk nooit so gelukkig soos die bronsmedalje wenner nie. Nou, dis geen toeval nie. Daniel Pink sê in sy boek The Power of Regret, dat silwer medalje wenners gereeld minder gelukkig voorkom, want hulle is vasgevang in 'n opwaartse wat hy noem kontrafeitelike denke. Hulle dink hoe naby aan goud hulle was. Die bronsmedalje wenner dink, ek het ten minste onder die eerste 3 geland. Maar die silwer medalje dink, as ek net. Nou hierdie denkproses voed spyt. En het begin altyd met daardie 2 woordjies, as net. As ek net. Ons leef in 'n wêreld vol as net oomblikke. Dink aan die herhaalde nuusberigte oor leiers en sakemanne wat publiek erken, hulle het verkeerd besluit, as hulle ten minste eerlik is. Spyt is nie 'n teken van mislukking nie. Dis die bewys dat jou brein nog steeds streef na groei en verbetering. Soos Daniel Pink dit stel, ons is nie gebou vir gemak nie, ons is gebou vir oorlewing en vir vooruitgang. Die Bybel verstaan hierdie waarheid reeds eeue lank. Paulus skryf in 2 Korintiërs 7 vers 10, want droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. En daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit wêreldse oorwegings die dood. So daar's 2 soorte spyt. Die een wat ons vasvang in skuld en skuldgevoelens, en die ander soort spyt wat ons lei na verandering, vernuwing en herstel. So jou spyt hoef nie 'n doodloopstraat te wees nie. As daardie ongemaklike as net gedagte oor 'n vergrype woord of 'n versuimde geleentheid of 'n verhouding wat skade gelei het, dit kan juis die beginpunt van herstel word. Nou God gebruik ons spyt nie om ons te verlam nie, maar om ons sagkens na hom toe te draai om te kan groei. So spyt kan betyds kom en 'n nuwe geleentheid vir ons word. In plaas van 'n verwytende as net, vra eerder, wat nou? Leef geïnspireerd.